1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die ongelooflikes. Nie baie lank gelede nie, het 'n klein groepie helde hulle spesiale kragte begin gebruik om bose sameswerings stop te sit en onskuldige mense teen die kwade te beskerm. Hulle is die Soepers en onder hulle is Frozone, Geyserbeam en Elastifrou. Maar een van hulle staan ver bo die ander uit. Sy naam is Meneer Ongelooflik. Hy is die bekendste, gewildste held in die stad en hy verkies gewoonlik om op sy eie te werk. Op 'n dag daag Buddy, Meneer Ongelooflik se grootste bewonderaar, met sy 4-pylstewels by 'n bankroof op. Meneer Ongelooflik stuur hom huis toe en sê: "Vlieg huis toe, Buddy, ek werk alleen." Maar Buddy wil nie hoor nie en gelukkig kan Meneer Ongelooflik vir Buddy red voor 'n bom hom tref. Maar in die proses ontsnap een bankrower, word treinspore vernietig en 'n paar mense kry seer. En na hierdie dag verander die Soepers se lewe vir ewig. Mense begin nou dink die Soepers doen meer kwaad as goed. Die regering besluit die Soepers mag nie meer hul kragte gebruik nie. Daarom staan Meneer Ongelooflik en sy nuwe bruid, Elastifrou, voortaan as Bob en Helen Paar bekend. Die jare gaan verby en die Paars het naderhand 3 kinders. Hulle probeer as 'n normale gesin lewe, maar die oudste kinders, Violet en Dash, het ook superkragte. Dis net die baba Jack wat skynbaar normaal is. Nes hulle ouers mag die kinders nie hulle kragte openbaar gebruik nie. By die huis is dit 'n ander storie. Dash gebruik sy superspoed om wie te treiter. En sy word onsigbaar en baklei terug met haar kragvelde. Hulle ouers moet weer hulle superkragte gebruik om die rusies te beëindig. Die gewone lewe is swaar, veral vir Bob. Bob mis die superlewe. Daarom begin hy en sy vriend Lucius, voorheen Frozone, in die geheim misdaad beveg en mense te help. Maar een aand, terwyl die 2 vriende mense uit 'n brandende gebou red, hou iemand hulle dop. 'n Geheimsinnige vrou, Mirage, volg Bob en Lucius en gaan vertel agterna vir haar baas van die 2. Meneer Ongelooflik is net die man na wie sy en haar baas soek. Die volgende dag, na 'n onderonsie met sy baas, by sy gewone werk, word Bob afgedank. Toe hy by die huis kom, kry hy 'n vreemde rekenaartjie in sy tas. Die skerm gaan dadelik aan. "Hallo meneer Ongelooflik," sê Mirage. "Ek verteenwoordig 'n hoogs geheime afdeling van die staat. En ons het jou unieke vermoëns nodig." Sy verduidelik dat Bob hulle moet help om 'n eksperimentele robot wat buite beheer is, te gaan stuit. En Mirage bied hom 3 maal die salaris van sy huidige gewone werk aan. Lank lewe die Soepers, Meneer Ongelooflik. "Jy's nog hier," sluit sy af. Dan verdwyn haar boodskap van die skerm af. Bob aanvaar hierdie geheime spesiale opdrag. Hy besluit om nie vir sy gesin te vertel dat hy alweer by sy werk afgedank is nie. Al wat hy sê is dat hy op 'n sakereis gaan. Binne 'n paar uur is Meneer Ongelooflik aan boord van 'n blink nuwe straler op pad na Nomanisan-eiland. Hy luister aandagtig na Mirage se opdrag. Die Omnidroid 9000 is 'n hoogs geheime prototipe gevegsrobot, verduidelik sy. "Ons het beheer verloor en nou loop hy los in die oerwoud en is vir almal 'n bedreiging." Sy waarsku hom dat die robot sy bewegings vinnig sal snap, want die robot kan dinge aanleer.
en die held moet die dieruitvinding stuit sonder om dit te vernietig. Skakel hom af. Doen dit vinnig. Moet hom nie vernietig nie. Som meneer ongelooflik dit op. Hy gaan sowaar weer 'n regte super wees. Dis natuurlik 'n hele ruk van dat meneer ongelooflik teen 'n onbeheerbare robot geveg het. En dit help ook nie juis dat hy nie meer super fiks is nie. Mirage en haar baas sit in hulle hoofkwartier die geveg op 'n skerm en dophou. Meneer ongelooflik uitoorlê die robot en skakel die gevaarte af. Meneer ongelooflik is in sy skik. Hy voel soos 'n nuwe mens. En terug by die huis het hy 'n nuwe roetine. Elke dag maak hy asof hy werk toe gaan, maar in werklikheid gaan oefen hy. En sommer gou is hy weer fiks en sterk, sy ou super self. Hy laat maak selfs vir hom 'n nuwe superpak by Etna Mode, die supers se destydse ontwerper. Toe Mirage weer op sy nommer druk, is meneer ongelooflik slaggereed vir die volgende geheime sending. Hy volg haar instruksies en vlieg terug na die Nomanisan-eiland, min wetend dat daar groot moeilikheid vir hom wag. Weereens moet hy teen 'n omnidroïd veg, maar die een is baie vinniger en sterker en slimmer. Die gedoente weet sommer vooruit wat meneer ongelooflik gaan doen, en daar vang die robot vir meneer ongelooflik. Skielik hoor meneer ongelooflik 'n willige lag. Dis groter, dis sterker, dis uiteindelik gereed, skree 'n man met 'n willebos hare en hy pyl op die gevange super af. Buddy? Vra meneer ongelooflik. My naam is nie Buddy nie, en ook nie Wonderseun nie, skree Buddy bitter. Ek wou jou destyds net help, maar ek het 'n belangrike les geleer. Mens kan op niemand reken nie. Nou het ek 'n wapen waarteen net ek bestand is, voeg hy by en lag boosaardig. Ek is nou Syndroom. En daar smyt Syndroom meneer ongelooflik oor 'n kraans, sodat hy onder in 'n rivier beland. Hierna gooi Syndroom 'n bom ook in die water, sodat hy vir ewig van die super ontslae kan wees. Gelukkig het meneer ongelooflik in 'n ondergrondse grot beland, waarin hy kan skuil. In die grot ontdek hy egter die geraamte van sy arme supervriend, Geyserbeam. Die geraamte bied meneer ongelooflik wegkruipplek, en dit verskaf belangrike inligting. Teen die wand van die grot het Geyserbeam kort voor sy dood die kodewoord Kronos uitgekerf. Meneer ongelooflik ontsnap uit die grot en vind sy pad na Syndroom se hoofkwartier, waar sy beheerkamer is. Toe meneer ongelooflik die woord Kronos intik, verskyn Syndroom se plan op die skerm. Daar is 'n naamlys van supers en die meeste is gemerk uitgewis. Dis gou vir hom duidelik dat die supers almal dood is, omdat Syndroom hulle gebruik het om sy omnidroïd op te lei. En nou dat die bose robot volmaak is, gaan Syndroom hom in die stad loslaat. Skielik begin meneer ongelooflik se superpak onverklaarbaar biep. Een ding is seker, nou moet hy hardloop. Syndroom se wagte is op hom. Dis egter te laat, want die volgende oomblik word hy deur 'n klomp klewerige bobbels platgetrek. Die biepgeluid is 'n opspoorstelsel wat in meneer ongelooflik se superpak ingebou is. Helen het dit geaktiveer toe sy by Etna Mode was. Etna het sommer vir die res van die paargesin ook superpakke gemaak. Helen besluit om na Bob te gaan soek, maar terwyl sy vir wie probeer sê sy moet mooi na haar boeties kyk terwyl Helen weg is, ontdek Dash die kinders se nuwe superpakke. Hy toets sy superspoedpak uit en wie ontdek dat haar pak onsigbaar kan raak. Haai julle twee, hou op, raas Helen. Gou het Elastivrou alles onder beheer en is sy met 'n straler op pad na Nomanisan. Naby die eiland ontdek Elastivrou dat Violet en Dash ook aan boord is. Dis haar skuld.
sê Dash vinnig. Is nie, dis hy, stry Wie. Het julle Jack alleen gelos? Raas Elastivrou. Natuurlik nie. Ons het 'n baba-oppasser gekry. Ek is mos nie so onverantwoordelik nie, antwoord Wie. Elastivrou bel dadelik die oppasser, maar die oproep word afgesny. Die straler word aangeval. Waar sy op hoofkantoor alles dophou, kondig Mirage aan. Teiken vernietig. Meneer Ongelooflik weet sy gesin is op die straler en hy is verslae. Smalend sê Syndroom, jy sal dit oorleef. Ek onthou jy wil mos graag alleen werk. Maar Syndroom het hom misreken met 'n Elastivrou. Eers verander sy haar in 'n valskerm en land veilig met die 2 kinders in die see. En met 'n paar rekke en trekke word sy weer 'n boot. Dash se supervinnige bene dien as 'n motor en dan jaag die supergesin na die eiland toe om hulle pa te gaan red. Veilig op die strand kry 'n Elastivrou 'n grot waar Wie en Dash kan wegkruip. Sy gee vir die kinders maskers en sê, sit dit op. En as enigiets skeefloop, gebruik hulle kragte. Dan vertrek Elastivrou om by Syndroom se hoofkwartier te gaan inbreek en haar man te red. Intussen word Wie en Dash deur 'n skrikwekkende vuurbal uit die grot gedwing. Dit is die hele tyd die uitlaatgasse van Syndroom se basis. Dash en Wie staan 'n oomblik en kyk hoe die Omni-droïd in die naglig gelanseer word en dan sit hulle af basis toe. Die volgende oggend sien Dash wat hy dog 'n pratende voël is, maar dis een van Syndroom se sekuriteitssyne en skielik is Wie en Dash omring deur wagte. Onthou wat ma gesê het, fluister Wie. Hardloop! Wie word onsigbaar en Dash naal soos die wind. Intussen kry Elastivrou haar man by Mirage. Sy gee die vroumense vinnige vuishou. Hy probeer nog verduidelik dat Mirage nou aan sy kant is en hom wou help ontsnap. Maar daar is nie tyd nie. Mirage kondig aan, die wagte is op Wie en Dash se spoor. Meneer Ongelooflik en Elastivrou spring om die kinders te red. Toe meneer Ongelooflik en Elastivrou in die oerwoud aankom, kom 'n groot ronde kragveld deur die bome aangerol. En binne-in sit Wie en Dash. Mamma, papa, skree Violet. Maar in 'n japtrap is die gesin omsingel deur Syndroom se wagte. As 'n span is die Ongelooflikes waarlik ongelooflik, maar die is die Syndroom se terrein en blitsig vang die bose skurk hulle in sy Immobi-straal. Terug by die hoofkwartier verduidelik Syndroom sy plan aan sy gevangenes. Hy het reeds die Omni-droïd na die stad gestuur. Die robot sal dramaties verskyn, baie skade aanrig en net sodra alle hoop laat vaar is, red Syndroom die stad. Ek gaan 'n groter held wees as wat jy ooit was. En daarmee vertrek Syndroom na die stad om die stad te gaan red en los die Ongelooflikes net daar. Intussen saai die Omni-droïd verwoesting deur die stad. Die mense is beangs en net toe dit lyk asof niemand die reusagtige robot kan stuit nie, kom Syndroom tot die redding. Staan op sy mense, skree hy. En in die geheim gebruik hy sy afstandbeheer om die Omni-droïd se arm te laat afval. Die skare jubel en skree en juig Syndroom toe. Sy plan werk. Syndroom lyk soos 'n held. Maar Syndroom het dit mis. Die robot kan mos leer en kom dus nou gou agter. Die robot kan mos leer en kom dus gou agter. Hy word beheer deur die afstandbeheer. Die Omni-droïd skiet die afstandbeheer uit Syndroom se hand en slaan hom 'n katsvink. Toe is die robot regtig buite beheer, maar Wie het intussen haar kragte gebruik om haar gesin te bevry. En nou is die Ongelooflikes in een van Syndroom se vuurpyle blitsig op pad terug stad toe.
Meneer Ongelooflik lig sy gesin in dat hy die Omnidroid alleen gaan aanpak. Eers is Elastevrou ontsteld, maar dan smeek Bob: "Ek kan jou nie weer verloor nie. Ek is nie sterk genoeg nie." Verras en aangedaan oor haar man se gevoelens, antwoord Elastevrou sag: "As ons saamwerk, sal ons sterker wees." En so span die Ongelooflikes weer eens hulle superkragte saam. Met die hulp van hulle vriend Frozone slaag hulle daarin om die Omnidroid te uitoorlê. Meneer Ongelooflik gryp een van die Omnidroid se afgebreekte arms en rig dit op die robot. Elastevrou druk 'n knoppie op die afstandbeheer en die arm skiet pylreguit in die robot in. En daar val die Omnidroid vooroor en ontplof. Die supers het weer gewen. Hulle het die Omnidroid vernietig en die skare juig. Maar die supergesin se probleme is nog nie verby nie. Syndroom soek wraak. Toe die paas by die huis kom, is Syndroom besig om Jack te ontvoer. Die Ongeloofliges spring tot aksie toe Syndroom met die baba opskiet na sy straler toe. Gelukkig blyk dit dat Jack ook superkragte het. Hy verander in 'n monster. Verbuisterd los Syndroom die baba sommer daar in die lug. Meneer Ongelooflik gooi Elastevrou wat Jack gou vasvang. Sy verander haar in 'n valskerm en daar daal ma en seun stadig neer aarde toe. Syndroom is egter nie so gelukkig nie. Sy mantel raak verstrik in die straler se turbines en die vliegtuig ontplof in die lug. En dis die laaste wat die Ongelooflikes van Syndroom sien. Dis egter nie die laaste keer wat die Ongelooflikes gevaar in die gesig sou staar nie. Van nou af hoef hulle nie meer hulle kragte weg te steek nie. Of ten minste nie die hele tyd nie. Nou is hulle regtig 'n super gesin. Fluit, my storie is uit.